Hallo liewe vriende, dit is die week van gebed 2026, dis vandag maandag. Ons fokus hierdie week op geestelike groei en hoe ons geestelike dissiplines kan gebruik om geestelike groei in ons lewens aan te wakker. Die tema vir vandag is lewe in gesprek met God en die dissipline waarop ons fokus is gebed. Ek lees die bekende 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 17, daar staan, bid gedurig. Gebed is nie net iets wat ons doen nie, dit is 'n verhouding wat ons leef. Paulus sê nie, bid soms nie, maar bid gedurig. Met ander woorde, leef in voortdurende bewussyn van God se teenwoordigheid. Baie mense ervaar gebed as moeilik, omdat hulle dink dit moet formeel en perfek wees. Maar gebed is eerder soos asemhaal in ons geloofslewe. Jy praat met God soos 'n kind met 'n vader. Jy kla, jy vra, jy dank, jy swyg, jy luister. Jesus self het gereeld gebid. Hy het vroegoggend stil geword, soms hele nagte, alleen met die Vader deurgebring. As die Seun van God dit nodig gehad het, hoeveel te meer ons. Gebed verander nie net omstandighede nie, dit verander ons. Dit skep rus in onsekerheid, hoop in swaarkry, wysheid in verwarring. Gebed herinner ons is nie in beheer nie, maar God is. 'n Praktiese geloofslewe begin by eenvoudige gewoontes. 'n Kort oggendgebed, 'n gesprek met God onderweg werk toe, 'n dankgebed voor slaaptyd. Gebed word nie eers kragtig wanneer dit lank is nie, maar wanneer dit eg is. Dis soos asemhaal. Net soos jou liggaam nie sonder suurstof kan leef nie, kan jou geestelike lewe nie sonder gebed funksioneer nie. Jy dink nie heeldag bewustelik aan asemhaal nie, jy doen dit natuurlik. Net so behoort gebed nie net 'n krisisaktiwiteit te wees nie, maar 'n voortdurende leefwyse. Wanneer jy ophou asemhaal, versmoor jy. Wanneer jy ophou bid, versmoor jou geloof stadigmaal. Maak dit 'n gewoonte om kort asemgebede deur die dag te bid. Voorbeelde hiervan is, Here, help my. Here, dankie. Of, Here, lei my. Kom ons bid saam. Here, leer my om met U te praat, soos met 'n vader. Maak my hart sensitief vir U stem en my lewe deurdrenk met gebed. Laat gebed my eerste reaksie wees, nie my laaste uitweg nie. Amen.